Ons almal het al daai gehoor van, ons gaan nou braai, terwyl die mans nog uit op die vuur bak. In dieselfde sin kan ek seker sê, ons gaan nou drink. Terwyl ek die yeast voed. Wat ons vandag gaan doen is ons gaan ons yeast voed. Hoekom? Want ons wil hierdie babbelparty aan die gang hou. Nou, jou yeast nutrients is baie belangrik vir jou yeast. Dis kom ons het aan die begin van ons fermentasie ingegooi het, en ook, hoekom ons het nou, dus nou so dag of 5 of 6, is actually 6 daarvan het ons yeast ingegooi het, en my bubbling het bietjie afgeneem. So ek wil net kyk, wat is my sugar gravity, sodat ek kan sien, hoe ver ons yeast gekom het met ons suikers, want hoe meer suikers het eet, hoe meer alkohol vervaardig dit. So wat ons nodig het vandag, is pakkie nommer 7, yeast nutrients, ons hydrometer, en ons paddle. Nou gaan julle vir my vra, hoekom het my fermentasie bucket 'n plankie om? Want ek gaan eerlik wees met julle, dit is vrek koud hier binne. Vrek koud, dan praat ek iets van 9 en 10 grade Celsius. En dit is nie die ideale omgewing vir yeast om in te werk nie. Yeast hou van, die yeast wat ons gebruik, hou van die temperatuur van tussen 18 en 22 grade Celsius, en as die omgewing koud is, soos hier binne, gaan jou yeast op 'n werk. En dis die laaste ding wat ons wil hê. Ek sal nog vir julle 'n video maak om te verduidelik wat om te doen as jy jou yeast ingegooi het en jy sien nie bubbles nie. Okay, so kom ons begin. Wat ons eers doen is ons haal ons blankie af. En dan maak ons hom oop. Kyk hoe lekker foam dit. Nou julle gaan vir my vra, is dit 'n goeie ding? En ek gaan vir julle sê, 100% dit is. Wys net vir ons dat ons yeast lekker werk. En hierdie is nou maar net van die pulp, wat binne in die vrugtesap was, wat nou ons opgeskuif het. Okay, so kom ons kyk gou wat is ons sugar gravity. Daar is nog verskriklik baie suiker hierin. Hy is nou so op 10% alcohol by volume en 1.8. So daar is nog baie suiker wat moet verander binne in alcohol. So dit is hoekom ons op extra yeast nutrients gaan insit, om seker te maak dat ons yeast kan vermeerder en al hierdie suikers kan omsit in alkohol. So ons gooi ons hele pakkie yeast nutrients in. En dan gee ons hom beroer. En julle kan hoor hoe ons snap al die CO2 gasse wat nou onder daai skuim vasgesit het. So ons fermentasie gaan bietjie langer wees as 7 dae, want ons wil al hierdie suikers verander in alkohol in. Dan sit ons deksel terug.
Nou dat ons die nutriënte terug is in ons bucket, kan julle hoor hoe begin die bubble party klaar hier binne. Maak seker jou bucket is ordentlik geseël. Maak hom toe met jou blankie om hom warm te hou. Hierdie fermentasie gaan bietjie langer vat as 7 dae, maar is omdat dit so koud is. En die yeast het bietjie gesukkel om te werk, so ons wil hom net vir hom ekstra bietjie energie gee. Ek gaan hom weer toets oor 'n paar dae, net om seker te maak dat die yeast wel vermeerder het en dat die suiker wel geval het, die sugar content wel geval het. Maar in die tussentyd, met 'n glasie glühwein in die hand, sê ek vir julle, bly warm, hou die bubble party aan die gang, bly knoesig en China.